15 Junie. Ons kies die beste vir ons gesondheid. Ons moet binne en buite skoon wees. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al jul onreinhede, en van al jul draakgode, sal ek julle reinig. Esegiel 36 vers 25. Sodat hulle vir God aanneemlik kon wees, moes die leiers van die volk noukeurig op die sindelikheid van die leers van Israel let, selfs wanneer hulle op die slagveld was. Elke siel, van die hoofaanvoerder tot die laagste manskap in die leer, is pligtig beveel om sy liggaam en sy omgewing skoon te hou. Want die Israeliete is deur God as sy eiendomsvolk gekies. Hulle was onder 'n heilige verpligting om liggaamlik en geestelik heilig te wees. Hulle moes nie nalatig wees of hulle persoonlike pligte verwaarloos nie. Hulle moes in alle opsigte skoon wees. Hulle moes niks onnet of ongesond in hulle omgewing verdra nie. Niks wat die reinheid van die atmosfeer sou skend nie. Die 10 gebooie wat die Here op Sinai afgekondig het, kan nie in mense met wanordelike, vuil gewoontes woon nie. As Israel van ouds nie eens die afkondiging van daardie heilige wet kon aanhoor tensy hulle die opdrag van die Here gehoorsaam het en hulle klere skoon gemaak het nie, hoe kan daardie heilige wet op die harte van mense geskryf word wie se persoon, klere en huis nie skoon is nie? Dis onmoontlik. Die hemel is 'n skoon en heilige plek. God is rein en heilig. Almal wat in sy teenwoordigheid kom, moet sy opdrag gehoorsaam. Hulle liggame en klere moet rein en skoon wees en sodoende moet hulle self en hom eerbiedig. Die hart moet ook geheilig wees. Hulle wat dit doen, sal sy heilige naam nie onteer deur hom te aanbid onderwyl hulle harte besoedel en hulle klere onnet is nie. God sien hierdie dinge aan. Hy let op die voorbereiding van hart, die gedagte, die skoonheid van hulle wat hom aanbid. Engele gee ag op die dinge wat hulle in die uiterlike omgewing van Gods volk gewaar.